Bal A word vanaf die grond vertikaal opwaarts geprojekteer teen 'n snelheid van 20 meter per sekonde. Op pad ondertoe gaan dit verby punt P met 'n spoed van 6,87 meter per sekonde. Ignoreer die effekte van wrywing. Definieer die term projektiel. 'n Projektiel is 'n voorwerp waaraan 'n beginsnelheid gegee is en wat dan slegs onder die invloed van die gravitasiekrag beweeg. Vir 3 punte. Gebruik slegs bewegingsvergelykings en bereken die tyd wat dit bal A neem om punt P te bereik op pad ondertoe. Nou, ek kies afwaarts as positief, gravitasie is afwaarts, dan bly 9,8 positief. Jy's welkom om opwaarts ook as positief te gebruik. Jy gaan by presies dieselfde antwoord uitkom. Jou konvensie gaan net teenoorgestelde wees. Nou, ons begin met ons opwaartse beginsnelheid van 20 meter per sekonde, so dit gaan negatief 20 meter per sekonde wees, en dan die eindsnelheid, bal A kom af, afwaarts is positief, 6,87 meter per sekonde. Op jou formuleblad gaan ons hierdie vergelyking gebruik. Ons het ons eindsnelheid, dit is 6,87, en dit is gelyk aan die beginsnelheid wat minus 20 meter per sekonde is. Ons tel hierby die produk van die gravitasieversnelling afwaarts 9,8 maal met delta T. So nou kan ons delta T uitwerk en ons vat die 20 oor, so T is gelyk aan 6,87 plus 20, dit is 26,87 gedeel deur 9,8 en dit gee vir ons 'n tyd van 2,74 sekondes. Nou hierdie is nie gevra nie, maar jy gaan nodig hê om te bereken hoe lank dit bal A neem om die maksimum hoogte te bereik, met ander woorde om daardie punt te bereik. Jy het dit nodig later vir jou grafiek, maar dit is nie gevra nie. So ons gebruik presies dieselfde vergelyking as in die vorige vraag. Ons eindsnelheid by die maksimum hoogte, dit is natuurlik die beginsel wat jy moet onthou, is 0, want die bal kom tot stilstand. Die beginsnelheid is steeds minus 20 plus gravitasieversnelling 9,8 maal met delta T. So T is gelyk aan 20 gedeel deur 9,8 en dit is 2,04 sekondes. Dan die volgende vraag wat 3 punte getel het. Gebruik slegs bewegingsvergelykings en bereken die hoogte van punt P bo aan die grond. Op jou formuleblad is dit die vergelyking wat ons gaan gebruik en dan vervang ons bloot ons waardes in. Ons wil delta I bereken, dit is gelyk aan ons beginsnelheid minus 20. Hoe lank het dit gevat om by punt P uit te kom? 2,74 sekondes plus 'n half maal met gravitasieversnelling positief 9,8 maal met 2,74 en ons kwadreer dit. En as jy dit gaan uitwerk, kry jy minus 17,999 meter. Met ander woorde, punt P is 18 meter bokant die grond. Onthou, afwaarts is positief, negatief is opwaarts, so minus 18 beteken 18 meter bokant die grond. Ook 'n vraag wat nie gevra is nie, maar ek gooi dit in want ons het dit nodig vir ons grafiek van later. Ons weet dat om daai punt te bereik het 2,04 sekondes geneem. Ons gebruik presies dieselfde vergelyking as in ons vorige vraag. So ons beginsnelheid is minus 20 meter per sekonde. Die tyd is 2,04 sekondes plus 'n half maal met gravitasieversnelling maal met
2,04 gekwadreer, wat vir ons minus 20,41 meter gee. Afwaarts positief, so negatief is opwaarts, so daardie punt is 20,41 meter bokant die grond. Weereens, hierdie was nie gevra nie, ek doen dit net, dan oefen jy somme ook, en jy gaan hierdie inligting later wel gebruik. Wanneer bal A punt P bereik, word bal B vanaf die grond vertikaal opwaarts geprojekteer. Die balle gaan verby mekaar by punt Q, wat 8 meter bo kan die grond is. So, kom ons herinner onsself net gou, bal A is op hierdie punt 18 meter bo kan die grond, en ons weet ook dat die snelheid van bal A op hierdie punt is 6,87 meter per sekonde. So as ons dan daarna kyk, hier's 18 meter en hier's 8 meter, dan beteken dit die verandering in vertikale verplasing vir bal A gaan 10 meter wees, en afwaarts is positief, so ons kan dit hou as 10 meter. Vir 5 punte, bereken die spoed waarteen bal B geprojekteer is. Nou, ek gaan dit op 2 maniere doen. Hierdie manier is dalk 'n bietjie moeiliker, en daarna gaan ek dit op 'n makliker manier doen. Ons begin met hierdie vergelyking. Ons het reeds die beginsnelheid van bal A as 6,87 meter, en ons weet dat daai verplasing wat bal A moet aflê vanaf punt P tot by punt Q is 10 meter. So, kom ons vervang ons waardes in. Hier gaan ons hê 10 meter is gelyk aan, nou is ons nuwe beginsnelheid is 6,87. Ons is op soek na T plus 'n half maal met 9,8 maal met T kwadraat. En as ons dit dan vereenvoudig, dan kom ons by 4,9 T kwadraat plus 6,87 T minus 10 gelyk aan 0. Nou hier het jy 'n meer komplekse kwadratiese 3-term wat jy op 'n lang wiskundige manier moet bereken, tensy jy dit op jou sakrekenaar kan doen. Hoe dit ook al sy, dit vereenvoudig dan na T minus 0,89 T plus 2,29 gelyk aan 0. So T is gelyk aan 0,89 of T is gelyk aan minus 2,29. Nou logies, hierdie is nie van toepassing nie, jy kan nie teruggaan in tyd nie, jy kan nie negatief hê vir jou tydwaarde nie, so dus is T gelyk aan 0,89 sekondes. So dit neem bal A 0,89 sekondes om punt Q te bereik. So dit neem bal A 0,89 sekondes om punt Q te bereik, maar dit neem ook bal B 0,89 sekondes om vanaf die grond by punt Q uit te kom. En bal B beweeg in daardie tyd 8 meter, maar dis 8 meter opwaarts, so dis minus 8 meter. Ons gaan hierdie vergelyking gebruik, so die verandering in verplasing vertikaal is minus 8, gelyk aan die beginsnelheid wat ons moet bereken. Ons weet die tyd is 0,89 sekondes plus 'n half maal met 9,8 maal met 0,89 gekwadreer. So, minus 8 is gelyk aan 0,89 maal met jou beginsnelheid plus 3,881, so dit vereenvoudig na 0,891 maal met die beginsnelheid is gelyk aan
minus 11,881. Ek deel met 'n 0,891 beide kante, so beginsnelheid is minus 13,349 meter per sekonde. So die beginsnelheid is met ander woorde 13,35 meter per sekonde en dit gaan opwaarts wees. Nou, hierdie is kompleks want jy moet daai kwadratiese 3-term kan oplos. As dit vir jou eenvoudig is hierdie die vinnige manier om dit te doen. Maar daar is 'n makliker manier om hierdie te doen sonder dat jy te werk hoef te gaan met 'n kwadratiese 3-term. Vir hierdie alternatiewe metode gaan jy wel 3 berekeninge moet doen. Eerstens bereken ons die snelheid waarmee bal A by punt Q uitkom. En ons gaan hierdie vergelyking gebruik. So ons beginsnelheid by punt A is 6,87 meter per sekonde. Ons kwadreer dit, plus 2 maal met 9,8 en dan weet ons daai vertikale verplasing is 10 meter. So dit gee vir ons 243,197. Ons vat die vierkantswortel beide kante, so die snelheid waarmee bal A by punt Q uitkom is 15,595 meter per sekonde. Dis jou eerste berekening. Nou bereken ons die tyd wat dit bal A neem om by punt Q uit te kom. Ons het sopas ons eindsnelheid bereken, dis 15,595 meter per sekonde. Bal A het begin met 6,87 meter per sekonde, plus daai gravitasieversnelling en ons is op soek na tyd T. So T is gelyk aan 8,725 en ons deel dit deur 9,8 en dit gee vir ons die tyd van 0,89 sekondes. So jy het 2 stappe nou geneem en jy het by dieselfde antwoord uitgekom, naamlik dat dit bal A 0,89 sekondes vat vanaf punt P na punt Q. Wat ons dan bring by ons derde berekening en ons het reeds hierdie berekening gedoen met ons eerste metode. Met ander woorde, jy moet self besluit. Gaan ek tyd bereken deur gebruik te maak van 'n kwadratiese 3-term of gaan ek eers die eindsnelheid bereken by punt Q en dit dan gebruik om die tyd te bereken wat dit bal A neem om by punt Q uit te kom. Hoe dit ook al sy, hierdie gaan jou laaste stap wees en jy kom dan by hierdie antwoord uit, naamlik dat bal B se aanvanklike spoed 13,35 meter per sekonde opwaarts is. En hier is jou laaste vraag vir 5 punte. Op dieselfde assestelsel teken die posisie teenoor tyd grafiek vir bal A en bal B vanaf die oomblik dat bal A geprojekteer is tot beide punt Q bereik. Neem die grond as die nulpunt. Benoem die grafiek vir bal A en bal B as A en B onderskeidelik. Dui die volgende numeriese waardes op die grafiek aan. Die tyd wat dit bal A geneem het om punt P te bereik op pad ondertoe, die hoogte van punt P, die hoogte van punt Q. Nou gaan jy verstaan hoekom ek daardie ander berekeninge ook gedoen het aan die begin. Ons het gesien dat die tyd wat dit bal A neem om die maksimum hoogte te bereik is 2,04 sekondes. So dit is ons eerste waarde wat ons gaan stip op ons x-as. En by daardie waarde minus 20,4 meter. Want onthou, ons het afwaarts as positief gekies. Dan, die tyd wat dit bal A neem om punt P te bereik is 2,74 sekondes. Dis ons volgende punt op die x-as. En die ooreenstemmende y-waarde is daai minus 18 meter wat die bal by punt P bo kan die grond is.
Dan het ons bereken hoe lank neem dit bal A om by punt Q uit te kom. En dis 0,89 sekondes. So ons tel dit by ons 2,74 sekondes en dit gee vir ons 3,63 sekondes en die hoogte by punt Q is 8 meter bo kan die grond, met ander woorde minus 8 meter. Nou het ons al ons waardes. Ons kan grafiek A maklik gaan skets en dan al wat jy moet onthou is by tyd 2,74 is bal B op die grond, met ander woorde 0 meter. En by tyd 3,63 sekondes is bal B by minus 8 meter. En daar is jou grafiek. By 2,04 sekondes minus 20,41 meter. Nou ek weet die vraag het nie daarvoor gevra nie, maar vir my is dit net makliker om te weet, daar is ons draaipunt. Dan by 2,74 sekondes is ons by minus 18 meter en dan by 3,63 sekondes by minus 8 meter. Hier kan jy ook dan net sien, daai sal ook 2,74 sekondes wees en dan is ons by 0 meter. So dis een manier hoe jy hierdie grafiek kon geteken het. Van julle sou egter opwaarts as positief gekies het en dan sou jou tyd steeds 2,04 sekondes gewees het, dan is dit 20,41 meter bo kan die grond, 2,74 sekondes bly dieselfde, 18 meter bo kan die grond. Onthou, ons tel die 2,74 by die 0,89 sekondes, dis 3,63 sekondes, en dan het ons hoogte by punt Q as 8 meter bo kan die grond. En hier is jou grafiek as jy opwaarts as positief gedefinieer het. By 2,04 sekondes is die bal 20,41 meter bo kan die grond, by 2,74 sekondes 18 meter bo kan die grond, by tyd 2,74 sekondes is bal B op die grond, en dan by 3,63 sekondes is beide bal A en bal B 8 meter bo kan die grond.